Soos ons verlede week gesê het, Dominee is nog op verlof. Sy gaan die 29ste Julie kom sy terug van verlof af. So die woordverkondiging word deur broer Michael gedoen en ons gaan verlede week het broer Michael die preek gedoen en ons gaan weer voort saam met ons 5 elemente wat jou gedrag kan beïnvloed. En dan die Men and Women's Conference vind volgende week in Sondag plaas. Ons het gevra, ons het kaartjies uitgegee, invitations vir almal uitgegee. Ons het gevra dat julle asseblief met RSVP. So dit is 'n Sondag, dit is 'n nagmaaldiens. Asseblief, ons het tot Woensdag toe om vir my die RSVP's aan te stuur. Ek het al 'n paar gekry. Ons nodig om te weet hoeveel mense hier gaan wees, omdat ons 'n conference gaan hou, die men and die women separately, en daar gaan sop en broodjies gedurende die diens uitgedeel word. En dan na die conference gaan dit dan 'n nagmaaldiens wees. So ek het 'n rooster, wat kon ons hier dan? 'n program uitgestuur van hoe die program vir volgende week gaan lyk. Harvest of Hope and Blessing, dit is die tema van die bazaar. Daar is kaartjies beskikbaar. Asseblief vra vir my, Auntie Trudy is nou nie hier vandag nie, maar jy kan vir my kom vra indien u bazaarkaartjies wil koop. Dit is ook beskikbaar by ons tafelhouers, al ons tafelhouers. En dan ons deeroffers vir Julie en Augustus is Bybelverspreiding. So ons tweede kollekte gaan vir Bybelverspreiding. En dan het ons vir Jaarsdag vandag die 26ste is dit Tatum Duarte en die 31ste is dit Sister Beverly Jones en Sister Lynette Samuels en dan vier ons die 1 Augustus ons liewe Tannie Aris, Sophia Aris se 97ste verjaardag. 97ste verjaardag. So asseblief moenie vergeet nie, ons stuur vir haar boodskapies op haar verjaarsdag en dan ook aan almal wat hierdie week verjaar, sê ons baie hartlik geluk. En dan die 28ste Julie is dit broer Johan en Dominique Carstens, Dominique Rolien se huweliksherdenking. Dit is hoekom hulle op verlof is, omdat hulle huweliksherdenking gaan vier. So ons sê baie geluk aan hulle ook. En dan ons voorbidding, ons vra vir voorbidding vir broer Aby en sy familie. Verlede week Sondag het ons afgekondig dat broer Aby se moeder baie siek is en toe ons by die huis kom, toe kry ons die tyding dat sy afgesterf het. So ons vra asseblief hou vir broer Aby en die familie in julle gebede. Die begrafnis is vandag. So hulle is hier waar ons nou in die kerk sit staan, hulle voor 'n oop graf en ons sal vir hulle in gebed asseblief. En dan het ons ook nuus gekry dat broer Michael Adams, ek dink ek kan seker maar die nuus gee, maar broer Michael Adams was gediagnoseer saam met lewerkanker. En ons vra asseblief gemeentelede, ons het tans baie, as ek nou aan kan dink, St. Stephen's het nou al cancer survivors, baie cancer survivors gehad en ons bid en ons vertrou dat broer Michael Adams deur hierdie tydperk van sy lewe sal seëvier sal deurkom en ons sal vir hom asseblief in gebed. Ja, dit is 'n moeilike tyd vir hom en dan ook vir Suster Vivian, sy vrou en sy familie. So asseblief hou vir broer Michael en ook sy familie in julle gebede. Tot dusver die afkondigings en dan gee ek weer oor vir broer Michael vir die vredesgroep. Goeiemôre ook aan my kant, broers en susters in Jesus Christus en welkom hier by ons erediens. Ja, die Here het ons opgeroep vanoggend om vir hom te kom loof en te kom prys en te kom aanbid hier in sy aanbidding. En ons doen dit tot eer van hom. Tot
sy naam, sy heilige naam, en hy is die God wat hemel en aarde gemaak het. Dit is hoe ons vandag hier kan sit. So kom ons staan en sing ons lied 159. God is hier teenwoordig. Dis net die eerste en die tweede vers. Ek kyk op na die berge. Kom my hulp daar vandaan? Nee. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid. Wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle aan God ons Vader, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons kan weer staan en dan sing ons lied 175, Majesteit. Ons sal moet eers in Afrikaans sing en dan kan ons ook weer in Engels sing. Kom ons staan en dan we can remain standing after the hymn for our confession of faith, please. Oh
heaven and earth. And in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sits on the right hand of God, Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Kom ons buig die woord. Here, U is inderdaad hier teenwoordig. En U het ons opgeroep om ons hier te kon ontvang, Here. Ons is hier om U te loof en te prys en te aanbid. En wanneer ons U teenwoordigheid betree, Here, dan doen ons dit met die grootste respek, met eerbied, en U is heilig. U is die God wat hemel en aarde gemaak het. Heilige Gees wat in ons woon, maak ons rustig vir die woord. En as 'n instrument uit die hand het, wil ek om vra, Here, dat dit die suiwer woord op my lippe sal spoel en neem enige swakheid van die spreker en die hoorder weg. Kom sien elke item van die erediens. Kom bid vir hulle wat hier is, Here, en ook vir hulle wat nie hier kan wees as gevolg van omstandighede nie. Ons bid vir hulle wat siek is. Wil U genesende hand oor hulle uitstrek en gesond maak, Here. En ons bid spesifiek vir AP en sy gesin, dat hulle vanoggend by jou oop graf staan, Here. Wil U ook vir hulle versterk en vertroos in hierdie tyd van seer en droefheid. Wees ons genade, o Here. In Jesus' naam. Broers en susters, verlede week het ons begin met ons die 5 elemente, the 5 circumstances that influence your behavior. Die 5 omstandighede wat jou gedrag beïnvloed. Ons het al reeds nou besluite gedoen en geleenthede. Maar vanoggend gaan ons kyk na wat sê God se woord in verband met kanse, keuses en uitdagings. Besluit het ons gesê dat God se woord leer ons om besluite te maak deur om op hom te vertrou. Geleenthede het ons gesê dat God se woord leer ons om alle geleenthede aan te gryp om sy liefde uit te leef en om goed te doen. Vanoggend gaan ons kyk na kanse en ons gaan lees in Johannes 21. Johannes 21 vers 15. Johannes 21 vers 15. En dit is nou nadat Jesus nou opgewek was uit die dood en Jesus het aan baie mense verskyn na sy dood. En vir 'n derde keer het Jesus ook aan sy disippels verskyn. En dit was langs die see toe hulle langs die see van Tiberius waar hulle ontbyt gehad het. Maar die disippels het nog nie geweet was Jesus in die raad saam met hulle ontbyt eet.
Maar toe hulle klaar, vers 15, Johannes 21 vers 15, toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my lief meer as hierdies? Nou die hierdies verwys nou na die ander disippels wat saam met hulle ontbyt geëet het. En Petrus sê vir Jesus: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Gaan, versorg my lammers. Jesus vra hom toe weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, U weet dat ek U liefhet, antwoord Petrus. En Jesus sê vir hom: Wees 'n herder vir my skape. En 'n derde keer vra Jesus vir hom: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus is hartseer geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra of hy hom lief het. En Petrus geantwoord: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom: Gaan, versorg my skape. Maar terwyl Jesus nog daar ontbyt gehad het, langs die see van Tiberius, het Jesus nog vir Petrus 3 keer gevra: Petrus, het jy my lief? Petrus geantwoord: Here, ja, ek het U lief, vir die 2 keer. En vir 'n derde keer vra Jesus vir hom: Petrus, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het hartseer geword. Die derde keer toe Jesus vir hom vra: Maar Petrus, het jy my lief? Word hy hartseer. Maar hoekom het Petrus hartseer geword? Petrus het hartseer geword omdat hy teruggedink het. Toe Jesus daar voor die Joodse raad verskyn het, toe hulle vir Jesus begin kruisig het. Toe het Jesus vir Petrus gesê: Voordat die haan 2 keer kraai, gaan jy my 3 maal verloon. En Petrus het hartseer geword daaroor. Maar Petrus het ook berou getoon daaroor. Hy berou gehad oor wat hy gedoen het. En Jesus het vir hom gesê: Gaan, versorg my lammers. Die tweede keer sê Jesus weer: Wees 'n herder vir my skape. En vir 'n derde keer sê Jesus vir hom: Gaan, versorg my skape. En Petrus het hartseer geword. Maar soos ek sê, Petrus het berou geteken. En vir hierdie 3 kere wat Jesus vir hom gevra het, en Petrus innig hier binne hom het daar iets gebeur. En Jesus sê vir hom: Maar gaan uit. En as jy gaan lees daar so in Handelinge 2, daar wat Petrus se eerste preek gelewer het, het daar 3000 mense tot bekering gekom. Mense. Maar Petrus het hierdie kant so aangevat, dat Jesus vir hom gesê het: Gaan en gaan op die skape by, gaan sorg vir my skape, gaan en wees 'n herder vir my skape. Nou die lammers verwys na die wat nog soos hulle sê 'n kotsokkie is. Hulle is in die geloof, maar hulle het dit begin in die geloof inkom.
So hulle is nog besig om melkkossies te eet. En terwyl die skape nog die volwassene is, en hulle is nog al besig met vaste kos. Hulle het nog meer geestelik al gegroei. Maar die ander, die lammers nog besig is, maar hulle groei ook in die geloof. En Jesus het vir Petrus 'n lewensopdrag gegee. 'n life calling. Om te gaan en sy skape en sy lammes te gaan sorg voor. Petrus het hierdie lewensopdrag met beide hande aangegryp. En dit is waaroor die kanse nou eintlik gaan. Gryp hierdie kanse aan. Ja, soms kere dan maak ons, dan gryp ons kanse aan, maar is verkeerde kanse wat ons aanpak, verkeerde kanse wat ons aangryp. Kom ons kyk na wat sê God se woord oor keuses. God se woord leer ons dat God aan die mens die vrye wil gee om self te kies. In Filippense 1 vers 23 en 24 hier is Paulus in die tronk. En hy sê vir hy skryf 'n brief aan sy gemeente daar in Filippi. Hy skryf dat in vers 23 ek was in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en by Jesus Christus te wees. En die vertrek hierso, broers en susters, is hy verkies liewerste om dood te wees. Hy verkies om dood te wees en om by Jesus Christus te wees. Want dit is vir my verreweg die beste, sê hy. En aan die ander kant is dit vir julle belangriker dat ek bly lewe. Paulus sit daar in 'n tronk en hy skryf 'n brief aan sy gemeente daar in Filippi. En hy sê vir sy gemeente, maar hy sit in 'n tweestryd, hy weet nie wat om te doen nie. Dit is 'n moeilike keuse vir hom te maak. Dit is belangrik vir hom om by sy mense te wees, maar is meer belangrik vir hom om met Jesus Christus te wees. En hy het hierdie keuse gemaak om liewerste te bly leef in Jesus Christus, sodat hy met sy mense kan wees, sy gemeente kan wees, sodat die gemeente kan groei in hulle geloof. En sodat die gemeente kan blydskap hê in hulle geloof. In Deuteronomium 30 vers 19 Deuteronomium 30 vers 19 sê: Vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies van die keuse wat jy gaan maak. En mag jy tog die lewe kies, sodat jy en jou nageslag mag lewe. En in Filippense 1 vers 21
kry ons die antwoord daarop. Filippense 1:21 sê, maar vir my is die lewe Jesus Christus en die dood is 'n bonus, is 'n wins. So hy het gekies om te lewe sodat hy by sy gemeente kan wees in Jesus Christus. Kom ons kyk na ons laaste enetjie, uitdaging. In verlede week het ek 'n bietjie baie uitgerek, maar ja, kom ons kyk na uitdagings. God se woord leer ons dat uitdagings 'n onvermydelike deel van ons lewe is. Maar dat God ons beloof om ons deur moeilike tye te dra. Met 1 Samuel 17 Goliath was 'n reus van oor die 3 meter. Ja, 3 meter lank. Ons vat hom maar van vers 4 af. Goliath, 'n uitdagende vegter van Gat, het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. Hy het 'n bronshelm op sy kop gehad en 'n harnas met skubbe. Die gewig van die harnas was 57 kg en sy beenplate was ook van brons en 'n bronsswaard het tussen sy skouerblaaie gehang. Die steel van sy spies was so dik soos 'n wewer se balk. Die wewer se balk is daar die weavers gebruik en hulle so hulle gare en hulle bors waar hierdie togetjies so goed is vleg. Sy steel van sy spies was so dik soos die wewer se balk en die ysterlem van sy spies was 7 kg. Het 7 kg geweg. 'n Wapendraer het voor hom uitgeloop en 'n skild gedra. Hy het teen die manskap van Israel gaan staan en geskree: "Is dit regtig nodig dat die gevegslinies opgestel moet word? Ek was tog 'n Filistyn en julle is onderdane van Saul. Kies iemand wat 'n tweegeveg met my kan voer. As julle man daarin slaag om my dood te maak, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom doodmaak, gaan julle ons slawe wees. Ek daag vandag die gevegsmagte van Israel uit en stuur tog vir my iemand om teen my te veg." Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle mismoedig en baie bang. En dan volg die storie van Dawid wat Goliath doodgemaak het. Wat 'n reuse uitdaging, broers en susters. Dit al baie, ons het al almal seker maar die fliek gekyk of die movie gekyk van Facing the Giants. Baie avond gehoor sien. Nou net so 'n bietjie van 'n agtergrond te gee waaroor die fliek gaan is van Grant Taylor. Grant Taylor is die spanafrigter van 'n voetbalspan in Amerika by die hoërskool. Silo Eagles is die span se naam. Nou vir 6 jaar agtereenvolgende jare het die span nie so goed gevaar nie. Hulle het verloor, hulle het maar daar so baie dinge gebeur. Selfs in Grant se persoonlike lewe het daar dinge gebeur. Hy het gesukkel met vrugbaarheid.
sy huis en sy motors was hier na goeie toestand gewees het. Selfs die skoolbestuur was op die punt om af te dank. Maar Grant het toe besluit, nee, maar hy moet drastiese verandering maak, radikale verandering maak in sy lewe. En hy het sy span met mekaar gekry en hulle het doelwitte uitgewerk vir die span, hoe hulle kan hier op die wenpad kom. En die een ding wat hy gedoen het is om God voor te stel. Om God voor enige wedstryd te stel. As hulle voor hulle gaan begin om 'n wedstryd te speel, dan moet hulle eers met mekaar kom, dan bid hulle eers voordat hulle op die veld gaan. En so het Grant toe dit wat in die verlede gebeur het hy omgedraai. En dit was vir hom 'n uitdaging geweest, 'n groot uitdaging. Maar hy het alles gechange. Hy het doelwitte ingestel en hy het sy doel bereik daardeur. Jou God is gestel. En die les wat ons hier kan uitleer, broers en susters, is dat jou geloof in Jesus Christus, jou volharding, jou uithou vermoë en jou gehoorsaamheid aan God. En dit is wat Grant kon doen het hierso. Hy was gehoorsaam, hy het sy lewe omgedraai en hy het gehoorsaam geraak aan God. In Kolossense 3 vers 23 sê dat pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Enige uitdaging wat die pad net kom, hoe die pad kom. As jy Jesus aan jou sy het, dan kan jy enige uitdaging oorkom. En hiermee wil ek afsluit, broers en susters. As jy besluit maak, of daar nou vir jou geleentheid aangebied word, of jy jou kans waag, of jy nou 'n belangrike keuse moet maak, en of jy 'n reuse uitdaging in die gesig staar, plaas die vertroue op die Here. Gee jou bang wees, jou twyfel, jou angs, gee dit vir die Here, en hy sal vir jou pad gelyk maak. Hy sal almal hy struikelblokke, hy uitdagings, sal hy die pad uit haal vir jou. En God beloof vir ons dat hy vir ons sal dra in moeilike tye. Kom ons bid saam. Here ons God, so sê vir U dankie, Here. Dankie vir die woord. Dankie dat U altyd vir ons sal wees. Dat U beloof ons, Here. U is by ons in moeilike tye. Maar gaan ons enige uitdaging, enige hindernis wat daar is, Here, wat ons op pad is,
U neem dit weg. As ons getrou is aan die Here, dan Here, ons het U lief. Maar ons is nie altyd so getrou aan U nie. Here, ons vra dat U vir ons sonde sal wegneem, Here. Die hindernisse, die onsekerheid, die bang wees, die huiwering. Omvul dit, Here, met U liefde, met U genade. Ons vra dit nie om dit te bedien, Here. Ons vra dat U genade het. Ons vra dit in U naam. Kom ons gee nog 'n gedeelte vir ons opgawes. Here, dankie dat U vanoggend vir ons weer geestelik kom voed het, Here, met U woord. Dankie vir die genade en die liefde. Dankie, Here, vir die offergawes wat U so middelik aan ons gee elke dag. Vergewe ons as ons nie so middelik kan teruggee, die Here. Alles, ja alles behoort aan U. Ook hierdie offergawes. Here, gebruik dit, die koninkryk. En dit wil daar op ons harte kom staan en leeg maak, Here. Voor U in die gebed wat U vir ons kom leer. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Kom ons slotlied gaan wees, Lead Me to the Cross. Kom ons staan. Quiet my soul, remember.
my knees, Lord, I lay me down. And rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross. Vang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Vertrou op die Here wanneer besluite neem en wanneer geleenthede jou kant toe kom, wanneer jy kansse waag, wanneer jy keuses moet maak of wanneer jy uitdagings in die gesig staan. En mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees het die wees nou en vir altyd.